Vriende, is vanoggend weer eens vir ons as gemeente, maar eintlik vir ons as gelowiges saam 'n voorreg om en 'n vreugde om die sakrament van die doop te kan bedien. Soos jy weet, in ons kerktradisie het ons ook 'n formulier en luister ons net weer en herinner ons onsself net weer daaraan wat ons hier doen. Vir iemand wat van buite mag instap, mag dit 'n verskriklike vreemde ding wees. Ouers wat kindertjies bring en woorde wat gesê word en water wat op kleintjies se koppe geplaas word, mense wat liedere daar rondom sing en dan gaan sit almal weer. Maar waarmee is ons besig? Wat doen ons? Hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom glo ons daar en wat verstaan ons daar rondom? Nou in ons kerktradisie verstaan ons die doop as deel van God se verbond. Dat hy reeds met Abraham hier in Genesis 'n verbond gesluit het en die volgende woorde gesê het: ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond. En as die Here God 'n verbond maak wat blywend is, dan verander dit nooit nie. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. En vriende, dis die basis waarop ons vandag die doop ook bedien en waarin ons vashou wanneer ons in die kerk saam is as gelowiges, dat God kies om vir ons God te wees. Dat dit nie noodwendig ons keuse is, of dat dit nie nou die tyd is om daaroor te vier nie, maar dat dit God van sy kant af na ons, en in die geval ook na ons kinders toe uitreik, en sê, my verbond geld vir jou, ek wil vir jou 'n God wees. Nou die hele Ou Testament dan van Genesis af is dit wat die Here doen. Hy is 'n God vir sy kinders. Hy stap die pad met hulle, of hulle ongehoorsaam is, en wanneer hulle gehoorsaam is, maar hy stap die pad met hulle, hy verlaat hulle nooit nie, hy bly altyd by hulle. En in die Nuwe Testament kom Jesus met sy verlossingswerk, en hy kom op 'n nuwe en 'n finale manier hierdie verbond bevestig. Dat hy vir alle mense dit moontlik maak om in 'n persoonlike verhouding met God te kan leef. Te midde van sonde, te midde van gebrokenheid, bring hy dan redding vir ons. En die doop is ook hiervan 'n teken, en die nagmaal is ons saam die nagmaal vier. Daarom doop ons dan nou kinders van gelowige ouers, ouers wat reeds 'n pad met die Here stap, wat reeds tot bekering gekom het, wat reeds deel is van die kerk. Want ons sê ook dan juist omdat hulle ook glo, omdat hulle deel is van God se verbond, geld God se verbond ook vir die kinders. En vier ons dan in die doop eintlik in die eerste plek God se belofte vir hulle, dat hy vir hulle ook 'n God wil wees. En daarom moet ons ook oor geloof praat, en daarom het die ouers ook vandag 'n belofte kom maak om hulle kinders te kom leer van God se verbond, om vir hulle kinders te leer waaroor 'n verhouding met die Here gaan, om dit uit te leef vir hulle, sodat hulle eers ook 'n keuse vir of teen God kan maak. Dis 'n geloofskeuse wat gemaak moet word daarin. Maar daarom is ons ook hier as 'n geloofsgemeenskap saam om te sê, dis nie net hierdie ouers se taak om hulle kinders groot te maak om die Here te ken nie. Dis hierdie geloofsgemeenskap se taak. In die eerste plek die grootouers, die ooms, die tannies, die neefies, die niggies wat vandag hier is, die vriende van die ouers wat vandag hier is, maar ook dan ons as 'n geloofsgemeenskap, 'n kerk, wat ergens langs die pad te doen het met ons kinders. Te sê, maar ons wil in hierdie gemeenskap, hierdie geloofsgemeenskap ook, ons kinders help om iets van God se liefde en sy verbond te verstaan. Ek wil graag vra dat die ouers hier voor my sal kom staan, net hier onder, dat ek so met loer vir julle, nie daar aan die ander kant wat ek julle kan sien. Anton en die lyn van Rooyen, ek vra dat julle kom, vir Adrian te doop bring, en Pierre en Annelie Meiburg, wat ook vir Daniel sal doop vanoggend. Julle het nou gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en aan ons kinders waarborg, waardeur die Here al sy gawes wat in Christus ook skenk en wil gee vir julle en vir julle kinders, om dan te bevestig dat dit die doel is ook waarom julle kinders doop, en nie maar net uit tradisie of een of ander bygeloof nie. Gaan ek vir julle 'n paar vrae vra. Ek sal aan die einde vir julle vra om daarop te antwoord. Die eerste vraag is: aanvaar en ontvang julle dan God se belofte? Dat hy julle kind op die naam geroep het, dat hy vir julle kind sy eiendom gemaak het, en dat hy lewenslank vir julle kind 'n God wil wees. Beloof julle dan om hierdie kind groot te maak in die wete dat Jesus Christus uit liefde vir ons aan die kruis gesterf het, om sodoende ons verlossing in sy genade te bewerk.
En aanvaar julle dan ook die Bybel as God se woord en gebruik julle dan ook die Bybel as riglyn vir julle lewe en verbind julle daarin om hierdie woord, die Bybel, ook aan julle kinders oor te dra. En laastens, aanvaar en ontvang julle dan ook die geloofsgemeenskap, julle vriende, familie, die kerk vir mense wat hier is vandag, se belofte, dat ons julle graag wil ondersteun, wil bemoedig, wil help met die grootmaak van julle kinders. Bietjie moeilik, julle moet terugkom Suid-Afrika toe daarvoor, hoor, maar is in elk geval. En dat ons ook vir julle kinders vandag, môre in die toekomstige geloofsgemeenskap wil wees, waar God se liefde, waar sy genade duidelik sigbaar sal word. Ek gaan vir julle vra om daarop te antwoord, Anton, in die lyn, wat is julle antwoord? Peer, Andrie, julle antwoord. Gemeente, ek wil vra dat u sal opstaan. Van julle is familie en vriende, van julle is net deel van hierdie geloofsgemeenskap, maar ek gaan vir julle vra om hardop te antwoord op die volgende vraag. Gemeente van Jesus Christus, beloof julle om vir hierdie kinders dan nou te ontvang as lede van die liggaam van Christus, om vir hierdie kinders 'n voorbeeld te wees van God se liefde, en ook om hierdie ouers te ondersteun en hulle te dra in hulle taak as ouers. Wat is hardop julle antwoord hierop? Baie dankie, u kan sit. Ek gaan dan vra dat Daniel moet nog ingebring word, ek sal oopmaak daar, en dan kom ek af daar na julle toe. Pierre en Andrie, ek gaan vra dat julle hier kom staan langs my asseblief. Ons het die week groot pelle probeer word, maar ons is nie seker wat gaan nou gebeur nie. Daar's hy. Daniel Lourens Meiburg, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. As julle so staan, dan gaan vir julle vra om nader te staan. Adrian van Rooyen, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Gees en van Jesus Christus, God die enig. Amen. Kom ons bid saam. Here God, Vader, Seun en Heilige Gees, in u drie-enige naam is hierdie babas gedoop vanoggend. Ons sê vir u dankie vir u genade. Ons sê vir u dankie dat u genade nie net vir ons wat reeds kon antwoord en bely dat ons u ken, tel nie en geld nie, Here, maar dat u uit u genade rondom u verbond ook reeds aan kinders u genade uitstort. Here, ons glo ook u woord wat sê u het hulle elkeen gemaak ook in hulle moederskoot. Dankie dat ons u kan ken. Dankie dat ons u naam vandag kan bely ook in hierdie gemeente. En dankie dat u die doop ook gee as teken van u liefde vir ons u kinders. Amen. Vriende, terwyl hulle so staan, gaan ek vra dat ons staande lied 289 sing. Die woorde gaan daar opkom. Here Jesus, op wie ons hoop, ons maak soos u ons beveel het. Ons bring kinders hier ten doop, hulle wat ook aan u deel het. In die naam van God die Vader, Seun en Gees, kom tree ons tot u nader. Ons gaan vers 1 en vers 2 van die 289 sing. Julle kan so loer as julle wil. Julle is welkom.
Vriende, ons skriflesing vandag kom uit Matteus 26 uit. Matteus 26 vers 36 tot 46. Kom ons bid saam voordat ons ook uit die woord lees. Here God, dankie dat U vir ons die woord kom gee, dat U reeds geweet het dat U kerk, U liggaam hier op aarde U woord nodig het. Here, maar dankie dat U nie net die woord gee nie, dat U ook U gees gee om ons te help ook in ons verstaan van die Bybel. Daarom bid ek, wanneer ons as 'n geloofsgemeenskap dit saam lees, ook daaroor praat, dat U deur die Heilige Gees in elkeen se lewens sal inpraat, Here. Elkeen se unieke omstandighede dalk sal leer, en waar nodig dat U ook ons lewens sal verander, Here, om meer en meer te word, soos wat U dit vir ons beplan het. Dankie, Vader. Amen. In Matteus 26 vers 36 tot 46, gedeelte waar Jesus in Getsemane is, daar staan, daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane, en hy sê vir hulle, sit hier, terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en sy twee seuns en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan, moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna het hy na die disippels toe gaan hy toe na die disippels toe, terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eens 1 uur lank saam met my waak nie, waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vrees is swak. 'n tweede keer het hy gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe hy terugkom, kry hy hulle weer in die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oë oop hou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en rus julle nog. Die uur het gekom, die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop, kyk, die man wat my gaan verraai, is hier naby. Ons lees tot daar. Ons het 'n reeks hierdie kwartaal rondom vrees, en vandag se tema gaan veral rondom die vrees vir lyding, of die vrees vir die dood. Ek dink hierdie vrees is heel eg en definitief baie teenwoordig in ons elke dag se lewe. Ons sien dit, ons hoor daarvan, soms ervaar ons dit self. Maar hoekom is dit so erg? Hoekom is hierdie een vrees seker een van die grootste vrese wat mense mag hê? Ek dink daar's verskeie redes daaroor, maar ek wil vandag spesifiek oor hierdie vrees vir die dood en vrees vir lyding uit 'n heel ander hoek as noodwendige pastorale hoek dalk praat. Die hoek waaruit ek wil praat vandag, wil ek eerder noem, sê maar ons fokus. Wat is jou fokus in jou lewe? Hoe dink jy oor jou toekoms? Hoe beplan jy jou lewe? En wat maak jy? Waarmee hou jy jouself besig om hierdie fokus wat jy het, om dit te bereik, om daarby uit te kom? In die Christendom het ons 'n ander naam vir hierdie fokus, ons praat van roeping. En ons praat hulle van calling. Wat is jou bestaansdoel? Hoekom is jy hier? Wat maak jy hier? Waarmee is jy besig? En ons het al 'n paar keer, en ek het al 'n paar keer ook in die gemeente genoem, as jy enigstens so daaraan wil dink, dan moet jy altyd 3 vrae vra, want dis hoe jy jou kop met rondom hierdie goed kry. En die eerste vraag is altyd, wie is God? Hoe verstaan ek God? Wie is God vir my? Waar pas God in my prentjie, of is God my prentjie heeltemal?
Die tweede vraag is dan, wat eintlik eers beantwoord kan word, na die eerste een beantwoord is, nou wie is ek dan? Waar pas ek in God se prentjie in? Want dit beantwoord dan die derde vraag, wat maak ek hier? Waarmee hou ek myself besig? Want vriende, om iets te verstaan van hierdie lewe, van ons roeping, van ons fokus, wat ons fokus moet wees in hierdie lewe, moet ons iets verstaan van God en God se hart vir die mens en God se hart en sy plan vir sy koninkryk in hierdie lewe en in die hele wêreld in die ewigheid. En dit deel van hoekom ons die vraag vra, maar wie is God? Want ons moet iets van sy hart verstaan. Want as ons dit regkry, dan kan ons iets verstaan van, as God dan sy hart het so vir die mense, waar pas ek in die prentjie? En as ek deel is van sy kerk, sy liggaam, waarvan die Bybel praat, as ek deel is daarvan, waar pas ek in die prentjie in? En wat vra dit van my? Wat moet ek doen? Hoekom is ek hier? En is dit die belangrikste rede hoekom ek hier is? En wat doen ek daar rondom? En dis die vraag wat gaan oor, wie is ek en wat maak ek hier? Want sien, die logika van God se koninkryk verskil van die logika van net hierdie wêreld. Ek weet ek gaan nou so 'n bietjie met 'n wye draai, so julle moet net probeer bybly dan. As ek dalk 'n bietjie klink of dit nie so nie. Want so wat is God se planne? Wie is God? Vriende, Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Dis God se hart. Dis die begin, dis die einde van alles. God se liefde vir hierdie wêreld. Dis die logika van sy koninkryk en wat eintlik ons moet vervul as ons sê ons roeping is saam met Christus. Engelse sê, you got to keep the main thing is, dit die main thing is van geloof en van Christus en God en Jesus se koms aarde toe, soos wat ons in hierdie teks sien, as dit is waaroor dit gaan, dan moet ons daarby aanpas en alles aanpas en regkry om in daai selfde rigting te beweeg. Daarom sê Jesus, dit is wat dit is. En daarom sê hy, wat is die belangrikste ding as hy gevra word, waarmee ons moet besig hou, en sê, met die Here jou God lief hê, met jou hele hart, siel, krag en verstand. En jy met jou naaste lief hê soos jouself. Dit verskil glad nie van God se liefde nie, dit is waaroor dit gaan. Hy sê, dis waarmee jy moet besig wees, dis jou roeping. En vriende, dit sien ons in Jesus. Sy hele lewe en bediening hier is hy gefokus op, dit is sy roeping. En wanneer hy dan hier aan die einde kom, waar hy weet, dit is nou die kruks van die saak, dit is nou hier waar dit gaan gebeur, waar God se liefde gaan deurbreek in hierdie sondige wêreld, dan is hy bang, en is hy benoud, maar weet hy, dis wat moet gebeur, en daarom vra hy die Vader, as daar 'n ander manier is, laat dit so wees, maar as dit is hoe dit moet wees, dan is dit waarvoor ek hier is, laat u wil dan geskied, 3 keer gaan vra hy dit. Die interessante natuurlik is, my ervaring is, ek verder lees hieroor, wat alles daarna met Jesus gebeur, waar die pyn, die lyding en die dood dan inkom in die einde, is sy fokus nie meer op sy vrees en op hom en alles nie, maar sy fokus heeltemal verander. Praat hy met die mense, leer hy hulle soms nog, vergewe hy 'n sondaar nie langsom, en bied hy aan hom eintlik die verlossing van die paradys in, terwyl hy self besig is om te sterf. Nou kom ek verduidelik dit so 'n bietjie so, maar ek dink die probleem is, in die eerste plek, dat ons nie baie erns maak met hierdie vraag wat ek gevra het, wie's God, wie's ek en wat maak ek hier nie? Ja, ons maak Sondag erns daarop, as die dominee daaroor preek, of as ek in 'n Bybelstudiegroep is, en as ek moet praat oor Christendom en waarvoor ek hier is, dan dink ek, ja, ek is hier om die Here te dien en so aan, en dit is so, ons is gelowiges, maar is dit waaroor die lewe gaan vir jou? Liefde vir God en liefde vir my naaste, en alles wat ek doen, probeer ek God lief hê en my naaste lief hê. Is dit waarop ons gefokus is? Dalk op 'n Sondag as ons die Here prys in ons liedere, maar wat gebeur van die Maandag tot die Saterdag? Wat is jou fokus dan? My fokus is dan my werk. En die werk en die rutine en die skool en die kinders en al die dinge wat hier op aarde aangaan. Die planne wat ek het, die vakansie wat nog moet kom en hoe gaan julle en waar gaan julle en hoe moet al hierdie dinge by mekaar pas? Die fokus skuif weer terug na die wêreldse dinge toe. Hierdie lewe hier. En ek dink dis waar dit baie keer 'n probleem raak.
Want dan is my roeping en die eintlike doel hoekom ek op hierdie aarde is, om God te eer en God se liefde te versprei en die kanse wat hy vir my gee om dit te doen, dan is dit so 'n bietjie van 'n bysaak en dit sal uitkom waar dit nodig is, maar my fokus is ek moet nou hierdie dinge doen, wat ek wil doen, wat ek beplan, wat ek wil klaarmaak. Waar pas Christus in geloof in? Ongelukkig. Ongelukkig pas hy baie keer met daarin waar ek hom vra my behoeftes te vervul, sodat ek hierdie fokus wat ek het kan bereik. Om my te beskerm en te versorg en gesond te hou, sodat ek die dinge kan doen wat ek nog wil doen. En dieselfde geld vir my familie, my eggenote, my kinders, my kleinkinders. Sorg vir hulle ook in alles wat hulle doen, dat hulle hierdie goed kan bereik waarvan hulle droom. Wat hulle graag wil wees in hierdie wêreld. Dis wat ons baie keer vir die Here vra. Dis baie keer die fokus wat ons vra, Here, dis wat ons vir ons kinders toebid. My buurman wat ook skielik oorlede is, het altyd gesê, as ons oor die goed praat, dan kyk hy so en sê hy, môre is vir niemand beloof nie. En ons spot baie oor die venter trailertjie wat jy nie kan pak en saamvat nie. Oor al die goed wat jy saam sorg vir jouself kry en al die dinge nie. Ons weet dit. Dood is 'n realiteit. Wat dood in Texas? Wat hulle sê mos dis die twee realiteite van die wêreld, belasting en dood. Dit sal nooit verander lyk my nie, maar dit is 'n realiteit. Maar ons leef so asof dit nie deel is van hierdie fokus en hierdie aarde nie. Ons leef so asof dit verby ons gaan. Ek is verlede week, ek wil sê bevoorreg om by 'n lidmaat te kom. Sy's 'n paar jaar maar ouer as ek. Dit het nog altyd goed gegaan in die lewe, sê sy. Alles het vir haar nog net mooi uitgewerk. Kinders deur die skool, kinders studeer, dit gaan goed in haar huwelik, dit gaan in haar mens wees goed. Kom die kanker. Baie vinnig, baie skielik stap sy nou hierdie pad. Waar ek nou met haar stap is nou al 'n lang pad, deel baie behandeling en baie dinge. Dit gaan eintlik redelik goed nou met haar, maar haar woorde was, Andre, ons dink nie eers oor die dood nie. Ons praat nie eers oor die dood nie. Dit is so ver verwyder van ons af, dat wanneer dit met jou gebeur en jy skielik gekonfronteer word, dat die fokus en die lewe wat ek gesien het vir myself, is dalk nie meer daar nie, dan sukkel ek daarmee. Want dit was nie deel van my prentjie nie. Dis nie hoe ek dit wou gehad het nie. Ek kan nie eers sê, my kinders wil nie eers sê, nou ek moet met hulle praat, dat ek dalk kan doodgaan deur hierdie proses nie. Want dit is ook nie die prentjie wat hulle wil hê nie, so hulle wil ook nie eers daar praat nie. Tog sê ons, dit is so 'n groot realiteit in ons lewe, want dit is. Vriende, vir baie van ons is lyding en die dood 'n baie ernstige probleem en 'n groot vrees. En daar's verskillende redes hoekom dit 'n vrees is. Ons wil nie seer hê nie. Ons wil nie pyn hê nie. En baie mate sê ons ook, ons wil nie doodgaan, maar hoekom ons dit vrees, is omdat dit inmeng met my fokus. As dit nie met my inmeng nie, dan is dit dalk 'n eggenote wat sterf, en dit maak my lewe heeltemal de mekaar, want my fokus was nie om nou hierdie lewe so alleen te lewe nie. Nou hoe dan nou? My beplanning was anders gewees. Hierdie lyding, hierdie siekte wat ons nie verstaan nie, of 'n skielike dood van iemand, meng in met my prentjie soos ek, en dit maak alles de mekaar, en ek weet dan nie hoe vorentoe nie. Baie keer as ons siekte kry, dan vra ons, Here, vat net die ding weg. Nie omdat, Here, vat dit weg, ek glo ek moet nog iets dalk vir U doen nie, maar Here, vat dit weg, ek het nog dinge wat ek wil doen, my planne, my goed wat nog voortgaan. Vriende, ons is so verweef in 'n individualistiese verbruikerskultuur en mentaliteit, dat baie mense ook glo en ons, dis nie mensdom, ons sien dit in Job se eie pelle, wanneer die moeilike, slegte lyding na sy kant toe kom, en die dood van sy kinders, dan sê hulle vir hom, maar los ook sommer jou godsdiens uit, want jou godsdiens het nie vir jou gewerk nie, want dit het nie gehelp om hierdie fokus wat jy gehad het te beskerm nie. Dit is ons dink baie keer. Maar vriende, andersom, as ek iets begin verstaan van my roeping, as my lewe, sonder dat daar noodwendig dalk nog al lyding op my pad is, of die dood op my pad is, ek verstaan dat ek hier is met 'n doel, en dis om die koninkryk van God te verkondig, om disippels te maak, sê Jesus in sy opdrag. As ek iets daarvan verstaan, dan begin God my fokus raak.
Dan begin liefde tot God en liefde tot my naaste my fokus raak elke dag. Dan raak die besittings nie meer so belangrik nie. Dan raak die ander planne en dinge wat die wêreld sê ek moet hê nie meer so belangrik nie. In baie gevalle, vriende, sal die dood ook nie meer 'n bedreiging wees nie. Want dan raak die ewige lewe waaroor ons elke dag ons geloof bely as ons saam is, raak dit ook 'n realiteit vir ons. Want Jesus het in sy lyding en sy dood, waar hy doodsbenoud was, waar hy beangst was, omdat hy geweet het, hy gaan God verlate wees, het hy ook die vrees uit die dood vir ons kom haal. As ons saam bely, dat die Here vir ons so sorg, dat in Jesus se kruisdood, hy ons verlossing vir ons gebring het, dat die sonde nie meer tussen ons en God staan nie, dat ons reeds verlos is, hoef ons ook nie meer die dood te vrees nie, want dit is nie meer 'n godsverlate plek nie. Dit sê Jesus oor en oor en oor as hy met sy disippels praat. Dan sê hy sy roeping, sy doel, hoekom hy moes doodgaan en weer opstaan, was juis om vir ons plek gereed te maak. Vriende, dis nie goed wat ons hoor op begrafnisse, want dan wil ons dit hoor, maar ons moet dit vandag ook hoor. Ons hoef nie die dood te vrees nie. Ons glo dit dan. Ja, ons het fokus op hierdie aarde, en ons gaan verlang en dinge is, maar ons hoef nie. Want die Here sê oor en oor en oor, niks kan ons van sy liefde skei nie. Romeine 8 vers 39, nie dood of lewe, engele, kragte, magte, hoogte, diepte, laagte, enige iets in hierdie skepping kan julle skei van die liefde van God nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Nêrens sê hy nie dat slegte goed oor ons pad gaan kom nie. Nêrens in hierdie woord sê hy, as julle my volg en doen wat ek vir julle sê, gaan julle dit net alles wonderlik en goed gaan nie. Die wat my nou al ken sê, ek het nou al 'n ding, ek is nie baie groot op sosiale media nie, maar almal hashtag mos nou, veral gisterand is daar weer ander hashtags na die rugby, maar hashtag en dan skryf jy nou iets en dan moet jy dit nou post, soos hulle sê. Maar hierdie hashtag blessed, ons is geseën deur die Here. Die interessante is, die meeste as die ouens dit post, soos ons nou maar praat op Facebook, dan is dit oor al die aardse wonderlike dinge wat gebeur. Maar nie as ons praat oor die slegte dinge nie. Jesus waarborg nêrens dat daar nie slegte goed met ons gaan gebeur, maar wat hy wel sê is, in hierdie dinge sal ek by jou wees. In hierdie lyding sal ek by jou wees. In hierdie pyn sal ek by jou wees. In die siekte, selfs in die dood, niks kan my skei van my liefde. En vriende, ons sien dit. Ons sien dit. Ek was bevoorreg om in die jaar dit weer met mense te sien wat ek ken, wat ek by hulle kom daar op die laaste terminale oomblikke en ek vra om wat gaan nou aan, hoe dink oom, hoe voel oom? En hy glimlag vir my en hy sê net vir my vrede. Want dit hoef nie anders te wees nie. Ek ervaar dit by Jesus, soos hy hier doodsangs en benoud was, want dit is nie, sy mensgedeelte wou nie dit hê nie. Hy het verhoudinge, hy het vriende, hy het geliefdes, maar hy weet, dis God se roeping in sy geval vir hom. Maar hy weet ook, hy moet nog God verlate raak, voordat hy weer op kan staan. Sodat ons dit nooit hoef deur te gaan nie, sodat ons kan glo wat die Nuwe Testament vir ons sê, dat van nou af niks ons kan skei van God se liefde nie, want dis in Christus en Jesus het daai dinge oorwin. Vriende, ons kan heel anders begin dink oor lyding en oor die dood. Nou gaan jy iets begin verstaan, as jy dit iets hiervan 'n roeping verstaan, hoekom mense in die sendingveld oor die jare heen, as jy gaan lees van sendelinge wat uitgegaan het, in plekke wat nooit lewendig daar teruggekom het nie, wat hulle families gegroet het, nie geweet het of hulle ooit weer gaan sien nie. As jy lees van Stefanus, het ek in die week weer gelees, hoe hy, terwyl hy met die klippe doodgegooi word, omdat hy geweet het, hy het 'n roeping, en hy gaan nie van die Here afstand doen nie, hy sal hom bly sy naam bely, hoe hy kan sê, Here, maar vergewe hulle. Hulle verstaan nog nie waaroor dit gaan nie. Vind as ons so oor die lewe dink, dan lees ons Psalm 23 heeltemal anders. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.
Dis 'n geloofsverklaring. Dis nie 'n verstandelike verklaring van wat ek alsnog sou wou hê nie, dis 'n geloofsverklaring. Dat die Here my by waters waar daar vrede is bring, dat hy my nuwe krag gee. Dis 'n geloofsverklaring. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, U is met my. Dis 'n geloofsverklaring. Ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Dis 'n geloofsverklaring. Dit neem die fokus weg van my omstandighede, want my omstandighede is 'n realiteit, vriende. Dit is nie asof ons net gaan maak asof dit nie met my gebeur nie. Dit is 'n realiteit. En dit is nie lekker nie. Maar in dit sê die Here ook, ek is met jou, ek is by jou. Ek sal hierdie pad met jou stap. Moenie vrees nie. Vriende, vanoggend, dieselfde God wat vanoggend by die doop vir hierdie twee kleintjies gesê het, ek wil vir jou 'n God wees. Al my beloftes is waar vir julle ook. Daai God is dieselfde God wat by ons is. In tye wanneer ons swaar kry, in tye wanneer die dood dalk na ons toe kyk. Party van ons kan dit sien kom, ander weet dit nie eers nie. Daarom moet ons nie fokus daarop nie. Maar moet ons fokus op 'n Here wat vir ons lief is en sy opdrag wat sê, jy moet die Here God lief hê, jou naaste lief hê elke dag. Dis al wat ek van jou vra. Mag hierdie almagtige, alswetende, versorgende, liefdevolle omgee vir my en vir ander mense God, mag hy opnuut vir elkeen van julle in julle omstandighede aanraak. Mag hy in julle omstandighede vir julle dra. Want ek weet, hier in ons geloofsgemeenskap is hier mense wat hartseer is, wat iemand aan die dood verloor het. Is hier mense wat siek is, wat sit vandag hier by ons? Is hier van ons wat weet, die dood raak 'n groter realiteit as wat ander mense dalk dink in ons lewens? Is hier net mense wat ly op een of ander manier? Ek wil vir julle sê, moet dit nie vrees nie. Want dan fokus ons so op die vrees, dat ons nie vir God raak sien nie. Fokus op God se liefde, wat by jou is en by jou wil wees. Fokus op God. Bid tot hom. En dis nog wat ons sien Jesus kom doen het. Jesus wat God en mens was, het dit nodig geag toe hierdie dinge op sy pad kom, om 3 keer in die nag, wat niemand meer kan en wil wakker bly nie, tot God te nader en met God te praat hieroor. Ons mag met die Here hieroor praat. Ons mag vra dat dit by ons kan verbygaan, as dit sy wil is. Moet dit nie vergeet nie. Filippense 4 sê ook, ons kan al ons behoeftes deur gebed, smeking en danksegging aan die Here bekend maak. En dan sê hy, en hy sal sy vrede vir ons gee, sy vrede wat ons verstand te bowe gaan. En 2 verse later sê hy, en die God van vrede sal by jou wees. En daarin sê hy, jou omstandighede gaan noodwendig verander nie. Maar dan sê hy, wat moet jy doen? Fokus jou gedagtes op dit wat mooi is, dit wat rein is, dit wat edel is, dit wat reg is. En God van vrede sal by jou wees in jou omstandighede. Mag die Here ons daarin help. Mag die Here elkeen van u in u omstandighede nou naby wees. Mag u sy liefde ervaar en mag u weet dat hierdie lewe nie alles is waaroor dit gaan nie. Dat die Here se plan en sy wêreld, sy nuwe wêreld baie groter is as net hierdie lewe wat ons hier raak sien. Ons glo dit en ons bely dit as ons belydenis doen. Daarom moet ons dit ook leef. Amen.